Hey, dis Frikkie, lekker. Hey, kakebeen. Het jy al agtergekom? Mense soek graag vir 'n tekene. Hulle check 'n ding. Hulle soek hom. Mense soek 'n teken om te sê, is God by ons of nie? Maar weet jy, daar's twee tekens wat ons baie keer vergeet. En die ene is, God het ons gekies en gemerk. Dis hoekom ons mense doop. En die ander ene is, God gee vir ons die nagmaal, sodat ons kan onthou, hy het ons gered uit die onmoontlikste situasies uit. Cool, hè? Ja, Frikkie, ek sien 2 van die tekens waarvan jy praat het nou hier gebeur. Die mensheid moes nou net deur die rivier gekom, God het hulle gered, nuwe land gegee. En wat is die eerste ding wat gebeur? Klipmesse, hulle merk al die mans en seentjies en sê, maar dis mos God se mense hierdie. Die tweede ding, hulle braai lekker choppies, skaapvleis eet hulle, lamsvleisie met lekker ongesuurde broodjie. Hulle sê, onthou, so het ons geëet, net voor God ons gered het uit Egipte. Hier's hulle nou wrintie weer, en hulle het nou die land gekry, 40 jaar later. Dit is net te pragtig vir my. Oh, hey bro, maar ek bedoel, hoekom het hulle dit nie gedoen in die tyd in die woestyn nie? Soos ek verstaan het, hulle toe hulle in die woestyn was, nie eintlik kans gehad om weer hierdie tekens te gebruik en te vier en te aas nie. Maar nou, nuwe tyd, nuwe dinge, en nou sê God vir hulle, onthou nou, waar kom julle vandaan? Julle is myne, ek het julle gemerk en ek het julle gered. So hierdie tekens help jy om te onthou. Nou kyk die mense vorentoe. En terwyl Joshua so vorentoe kyk, hy kyk so, daar na Jerigo se kant toe. Jy sal nie glo wat gebeur toe nie, Frikkie. Jy weet, kakebeen, dis die ding, né? As ons wonder, is God by ons, dan help dit baie keer om terug te kyk. En as ons eers teruggekyk het, en ons weet, God het ons gehelp, en ons kyk vorentoe, dan weet ons, God sal ons weer help. Ja, maar daar gebeur toe hierdie vreesaanjaende ding. Eintlik is baie mooi, maar ek het geskrik, hoor. Want Joshua kyk, en hy sien, die skielike man, hy's 'n bevelvoerder, ek is 'n kaptein, maar hier's iemand soos 'n generaal. En hy's reg vir oorlog. Wat doen Joshua? Hy stap sommer na die man toe. Hy sê, meneer, is u aan ons kant, of is u aan die vyande se kant? Weet jy wat antwoord hy man? Hy sê, nie een van die twee nie. Ek is aan God se kant. Hoorie, maar ek skrik. Ek dink, almal wil die hele tyd weet, aan wie se kant is God? Maar toe die man so sê, toe besef ek, die vraag is eintlik, is jy aan God se kant? Jy sê wie ou, is soos 'n moment, hè? Mens moet besluit, is jy aan God se kant? Mens vra altyd, aan wie se kant is God? Maar aan wie se kant is ek, ou? Aan wie se kant is ek? Frikkie, jy's reg. Want weet jy wat vra daai bevelvoerder van die Here vir Joshua? Joshua wil weet, wat moet ek nou doen? Hy sê, Joshua, trek uit jou skoene. Dis wat ek van jou vra. Want hierdie oomblik nou is heilig. Frikkie, dit voel toe vir my, ek kan nie asemhaal nie. Ek dink die bevelvoerder gaan kom met 'n plan oor hoe hulle Jerigo gaan wen. Trek uit jou skoene, want hierdie grond is heilig. So Frikkie, ek het besluit my laaste foto is vir jou van die uitsig op Jerigo, né? Ons is partykeer bang vir die toekoms, maar ons volg die Here, hy stap voor. Ek is nie meer bang nie. Hey kakebeen, ek trek sommer gou my skoene uit, want dit voel vir my, jy weet, die grond waarop ons staan, behoort eintlik aan God. En dit beteken dat, al gaan ons in die toekoms in,
en ons is onseker, kan ons weet daai grond behoort ook aan God. Dit was lekker Kakebeen. Ek het lekker verjaar saam met jou. Ons sien mekaar weer.